So lekker om weer terug te wees by die huis. En ek sit hier so op 'n klein strandjie met see en water wat my onderweg. Die geluid van die water is my so gerusstellend. Die Bybel sê die stem van die Here is soos die gedruis van baie waters. Dit is so kosbaar vir my. Elke keer as ek hier kom stap langs die strand, dan beleef ek regtig die stem van die Here. Ek beleef sy rustigheid, ek beleef sy vrede. En ek kom sommer net op 'n ruimte, 'n spasie waar ek kan stil word hier in my hand. Dit is presies waaroor ons Psalm gaan vandag, wat ek graag met jou wil deel vandag. Hier uit Psalm 118 uit gaan ek nog 'n gedeeltjie probeer onderstreep, wat vir my regtig baie spesiaal is. Nou, ons lees vandag hier uit Psalm 118 uit, en vandag wil ek spesifiek lees vers 5 en vers 6, en dan gaan nog so laaste enetjie wat ek ook wil bysit later in ons gedagtes en gesprek. Kom ons lees gou vers 5. Uit die benoudheid het ek die Here aangeroep. Die Here het my verhoor in die ruimte. Die Here is vir my. Die Here is vir my. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens van my doen? Hierdie is baie kosbare woorde. En vandag praat ons oor benoudheid. Ons praat 'n bietjie oor angs. Ons almal beleef soms benoudheid. En dit is heeltemal normaal om soms benoud te raak wanneer ons omstandighede beleef wat soms vir ons oorweldigend raak. Die psalmdigter praat egter vanoggend van 'n ruimte waarin hy was toe die Here hom geantwoord en hom verhoor het. Dit is baie belangrik om te verstaan dat enige gebrokenheid in jou lewe jou altyd sal druk in een of ander bepaalde ruimte, in 'n spasie. Nou, dit is daardie ruimte, is in daardie ruimte, spasie, waar ons geloof en ons oortuigings soms getoets word. Dis ook in daardie ruimte waar daar iets uit jou gaan uitkom. Wanneer jy onder druk geplaas word, wat dan vir jou baie goeie leidrade en wenke sal gee oor die inhoud van jou hart en toestand van jou persoonlike verhouding met die Here. So, let op hoe jou reaksie lyk wanneer jy in 'n noodomstandigheid is, benoudheid is. Dit is altyd vir my jammer en onaangenaam as ek in 'n situasie is en ek sien soms die lelike goggas van selfsug en liefdeloosheid wat soms uit mense uitkom wanneer hulle onder druk geplaas word. Dat hierdie ontbering hulle juis in 'n ruimte instoot van woede en selfaktualisering, om dan allerlei tantrums te gooi en in hulle eie mag dit te probeer verander of uit te sorteer of hulle dan te wend aan ander mense wat hulle moet help in hulle omstandighede. Ons vers uit Psalm 118 vers 8 wat ek vir jou wil lees, wat ek gesê het, dat ek so 'n bietjie bære van later, sê, dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. Nou, dis juist hierdie ou mens, hierdie ou natuur van ons, wat die Here deur sy gees in ons daagliks wil kom verander, deur die proses van heiligmaking, daagliks meer en meer soos Jesus te word, deur die werking van sy Heilige Gees. Dit is nie amazing om te sien, wanneer iemand letterlik voor jou oë hierdie radikale verandering in sy lewe en in sy menswees kan gaan, en jy letterlik kan sien hoe die Here iemand se hart in 'n oogwink kom verander, wanneer hy Jesus aanneem in sy
persoonlike verlossing saam. Jy sien, ek en jy is in 'n nuutgebore situasie. Ekskuus. Water kom nou hier in. Nee, lyk my, ek sal moet skuif. Jo, okay. Ons maak gou eers klaar. Die Heilige Gees en die Here wil 'n nuwe hart in jou kom sit en hy wil jou totaal kom verander deur die krag van sy Heilige Gees wat in ons woon. Omdat jy 'n nuwe geestelike wese is wat gebore is deur die Gees van God. Wanneer ek en jy dan deur angs of deur gebrokenheid of deur benoudheid gaan, wil die Heilige Gees ons leer om na 'n spesifieke ruimte toe te gaan waar ons toevlug in die Here gaan vind. Met hom te praat oor ons probleme, oor ons uitdagings, oor ons krisis, oor ons nood, ons siekte, ons omstandighede en hom te vra nie net vir wysheid nie, maar ook verhaal. Hoor gou wat sê Psalm 16 vers 7 en 8. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het. Selfs in die nag vermaan my niere my. Is dit nie mooi nie? Selfs in die nag vermaan my niere my. My niere wys dat ek smag het. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie bang wees. Hoor gou wat sê Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kort, laat hom dit van God bid, wat almal eenvoudig gee sonder om te verwyd. Dit sal aan hom gegee word. Nou, Dawid sê hy gee dit aan sy beminde en sy slaaf. Ja, ooit gebid en die Here vir raad gevra. Dan gee dit vir jou die nag. Jy sien, dis hierdie ruimte waar in hierdie ruimte waar die psalmdigter sê die Here ontdek. Ons lees dit weer, vers 5. Uit die benoudheid het ek die Here aangeroep. Die Here het my verhoor in die ruimte. Dis kosbaar. Psalm 46 vers 11 vra jou en my vandag om stil te word en die Here te vertrou. Krisis en jou probleem. As die storms om jou woed en dit voel of die branders jou gaan verswel, dan kan jy met vanoggend onthou dat Jesus hier saam met jou in jou lewensboot is. En hy kan met een sin die storm en die branders aanspreek in jou lewe en dit bonatuurlik. Mag jou omstandigheid van benoudheid jou vandag in dieselfde ruimte inbring as die van die psalmdigter, waar jy in afhanklikheid en opregtheid jou toevlug in die Here soek en vind. Ek wonder of jy hierdie liedjie saam met my kan sing. So 'n bekende liedjie, maar so 'n eenvoudige liedjie wat alles onderstreep wat ek vandag probeer sê. Wanneer ek en jy in daardie spasie kom, waar ons kan stil raak hier in ons hart, die Here kan vertrou en kan vra om die storm te reël stil. Wees stil en weet ek is hier. Wees stil en weet ek is jou hier. Wees stil en weet ek is hier. Wees stil en weet ek is hier. Ek spreek in wind en golwe bedaar. Ek sal
vir jou.